groet U in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag om saam met U te kom deel rondom die woord van die Here Jesus Christus. Ek het ons Ronaldo Carolus hier saam met ons. Dit is een van ons kerk se jeugleiers. Ek het hom gevra om saam met my net so 'n bietjie te gesels en om vir ons jong mense te bemoedig. Ja, want Ronaldo het ook 'n breë getuienis oor wat die Here vir hom kom doen het en hoe die Here hom uitgehaal het. En ek vertrou dat hy U sterk sal optel vir al ons jong mense vandag. As U ingeskakel is op hierdie program vandag, moet nie uitgaan nie, maar volg asseblief die program, want ek glo dat die Here U sal help, dat God informasie het om vir U uit die struikelblok of waarin U ook al mag vind, dat God vir U daar kan uithaal. Ek vertrou dat God 'n mooi werk in die lewe kan doen. Kom ons sluit ons oë. Vader, dis in die mooie naam van ons Here Jesus Christus wat ons U bedank vandag, dat ons vandag weer kan saamkom, Here, om te gesels rondom U woord, my Vader. Ek bid die Here van die leerskare dat U jong mense sal bereik, dat U elke jong man, jong dogter wat luister na hierdie program, Here, elke moeder, elke vader, Here, dat U hulle sal inspireer, my God, Here, en dat U Heilige Gees, Here, hulle die oortuiging sal gee om U aan te neem as 'n persoonlike saligmaker in Jesus Christus naam. Kom seël ons dan nou in die kosbare en magtige bloed. Ons dank U vir die verlossing. Ons dank U, Here, vir die vrylating. Ons dank U, Here Jesus Christus, dat U ons Here Jesus Christus U kinders kom maak het in Jesus magtige naam. Amen en amen. 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 Dierbaar is. Amen. Ek gaan net so vir Ronaldo vra dan vandag. Is U alright? Ek is heeltemal ooruit hoof. Ek is ooruit hoof. Amen. Amen. Ek gaan net so vir U vra. U weet mos, Ronaldo, dat ons almal het 'n verlede voordat ons Christus in ons lewens aangeneem het. En ek wil net vir U vandag vra dat daar is jong mense vandag hier buite en wat na hierdie program kyk op hierdie oomblik. En ek glo dat U dalk vir hulle bemoediging om vir hulle op te tel over getuienis van waar die Here U uitkom haal het en verlos het. En ek glo dat God, amen, 'n mooi werk in U lewe gedoen het, want ek weet waarvandaan U kom. Maar dis goed, die Bybel sê 'n ware getuie red 'n siel. En daarom wil ek U vra dat U net so 'n kort getuienis sal lewer aan die jong mense wat vandag luister na hierdie program. Ek gee oor aan U. Amen. Nou, liewe luisteraars, dis vanmôre vir my 'n groot goddelike voorreg om vanmôre die geleentheid te hê wat Pastor Newton vir my kom bied het om op hierdie platform gebruik te kan maak om die jong mense te bemoedig en so kort getuienis te kan gee. Amen. Ek is van Saldanha Bay, getroud, gelukkig 10 jaar. Ek het 5 kinders, 2 dogters, 3 seuns. Die Here het my maar magtig kom seën. Amen. Prys die naam van die Here. Jy weet, ek het ook maar 'n deurmekaar lewe gehad van jongtyd af. Een van God se stoutste kinders, maar die Here, dat die Here het mos maar sy plan met een en elk van ons verstaan. Jy weet, ek in die jare toe ek en U en juffrou hulle nog saam tot bekering gekom het, was ek ook maar in 'n tyd van dwelms gewikkel, en jy weet waardeur ek kom, verstaan, ek was maar diep in dwelms gewikkel in die onderwêreld, verstaan, maar die Here het sy plan gehad. Ek het tot daardie stadium met ons almal mos saam tot bekering gekom, maar die vyand het mos maar sy manier wanneer hy weet, wanneer jy nou swakheid is en dan kom hy so verby en dan gee hy so 'n windwyl as jy maar weer eens die ruil, verstaan jy, en so het my lewe maar aangegaan, verstaan jy. Ek wil nou nie baie tyd, maar ek wil maar net vir u 'n kort opsomming gee van waar ek is. En baie stormagtige lewe, verstaan, dwelmmisbruik, alkoholmisbruik, roekeloos om het so te stel, verstaan. Ek het roekeloos gelewe en ek het pyn gehad, ek het stryd gehad wat ek ook maar moes battle, verstaan. En net om terug te gaan so 'n paar jaar terug voor daardie gedeelte van my lewe. Ek weet, ek het al baie met julle daaroor gepraat, veral in die kerk, hoe die Here die eerste keer, hoe ek 'n baie noue ontmoeting met die Here gehad het, hoe hy in 'n droom en 'n visie na my toe kom. Ek was maar 15 jaar oud op daardie stadium toe ek jy weet hoe ons groot geword het, maar die aan deur mekaar spul. My pa was 'n smokkelaar. Ek sê dit soos ek is.
En ons het op daardie jaar het ons maar saam groot geraak. Ek en Pastor Newton. En ons moes maar endure en sien wat hier voor ons is. Amen, prys die naam van die Here. En op daardie stadium, as ek terug na my grootmaakouers toe, waar ek in 'n Christelike huis groot geword het, 'n godsvreesende huis, waar die Here gedien was, verstaan u. En ek kan onthou, ons is 'n huis wat ons, dit 'n klomp jong seuns was, meeste van ons seuns neefies, by my grootmaak, maar sy huis waar ek groot geword het, en ek is vir 'n paar jaar, as ek moes terug Saldanha toe, toe ek al die dinge moes sien en deurmaak, en ek is terug na my grootmaak huis toe, en waar die Here gedien was, sal ek nou weer sê, en die vyand was so, die duisternis het my so omhul, man, dan gaan almal die kinders gaan is op pad keer toe, jy weet mos my grootmama, ek ken haar, en dan gaan almal keer toe die week, en is Pinkster week, en dan is ek maar die een, want dan sê sy kan maar veel klaar maak, sy gaan veel reg maak vir keer, en dan is almal die kinders op pad keer toe, met mama nou hier af keer toe, en dan sê ek maar, ek kom, ek maak nog klaar, en dan en dan is almal in die kerk, en dan loop ek net so afkeer toe, dan staan ek so agter, en dan loer ek net om te kyk, wat 'n neefie sit nou waar, en waar sit mami, en dan is ek weg. So was die duisternis oor my, want ek wou nie in die kerk wees, jy verstaan? En so die vyand my op 'n hele ompad gevat, verstaan jy? En dit is maar net om vir u te sê, hoe die Here op daardie stadium al 'n behaag in my lewe gehad het, en ek droom een nag, ek dat ek staan by die vensterbank van ons agterkamer. Ons het maar 'n klein huisie gehad daardie jare in Vredenburg, en ek staan en ek droom, ek staan by die venster, en ek kyk uit by die venster, en ek sien 'n tipe van 'n wolk, hoe God op sy troon sit. Maar obviously sien ek mos nou nie 'n gesig nie, ek sien 'n silhouet met die wolk, en hoe hy sit, en ek sê vir jy, ek skrik, ek kon nie verstaan, wat is dit, dit was so surreal, man, het geluid, het gebeur nou, en ek skrik wakker, en ek is bang, jy moet nou op daardie stadium, as ek 15 jaar oud, en ek verstaan nie wat hier aangaan, nie verstaan nie, en ek is bang, want wat is dit nou, verstaan nie, en so het ek maar aangegaan, die mekaar liewe, en aangegaan, en gekom tot op die punt waar ek tot bekering gekom het, en van die pad af gedwaal het, as ek reg is, was ek al 2 keer, by die Here, maar die vyand, hy weet mos, wanneer die Here iets moois in jou lewe wil kom doen, dan is hy lastig op jou lewe, verstaan jy, en so het maar aangegaan, en ek het my vrou ontmoet, ek het my kinders, en so aan, en ek wil vir die luisteraars wil ek vertel daar, so dit is op 'n stadium wat ek geen vriende gehad het. Dit is maar die manier hoe die Here in 'n mens se lewe werk. Hy neem alles weg van jou af, want hy wil hê jy moet nou net na hom luister, verstaan. Ek was op 'n punt waar ek die familie gehad, of familie was maar ver weg van my, was skaars. Ek het die vriende gehad, ek het die werk gehad, ek was op 'n plek waar ek niks gehad het, die hoof, verstaan jy, en ek het 'n Damascus ontmoeting met my koning, toe ek nog dink dat ek my plan het vir die next dag, kom die Here en hy kom red my siel in die middel van die nag, as ek reg is op 'n Vrydagoggend, 2 uur, 19 minute oor 2 kom die Here en hy praat saam met my, net soos 'n Saul kom my en hy praat saam met my en hy sê, maar as ek het 'n ander plan van jou, en terwyl ek lê in daardie donker huis, jy weet mos load shedding was op daardie stadium, en ek lê in my donker kamer, maar daardie week is dit die week wat die Here heel week met my kom praat, verstaan jy, en op daardie stadium lê ek met die bekommernis, waar gaan ek kos skryf vir môre? Hoe gaan ek my kind skool toe stuur? Hoe gaan ek my kinders se skool betaal? Die dag wat ek onder lê, hoe gaan ek dit betaal? Jy weet, alle dat die bekommernis of die verdrukking van die wêreld, verstaan jy, lê ek en ek het 'n swaar las op my skouers, verstaan jy, en ek lê daar in nag en ek praat so met die Here en ek sê, Here, en ek weet dat dit die roepstem dat dit die Here is, dit kan net hy wees, want ek weet, elke oggend dieselfde tyd kom roep hy my wakker, en ek sê, Here, wat is dit dan wat u van my wil hê? En op daardie stadium weet ek dat dit die Here is, want hy het al in die tyd, vir 2 maande voor daardie tyd, het hy al vir my kom signs wys dat hy hier is, verstaan jy, maar soos 'n mens maar is, wil sy nie daar aanwys nie, verstaan, ek sê altyd vir die jong mense, sy kan weghaloop van God af,
maar jy loop so weg, laat jy maar net binne hom vashou. Ja. Verstaan jy? En weer eens soos ek sê, het ek my eie plan vir my eie lewe gehad, verstaan? En op daardie stadium kom die stem van die Here op tot my en hy sê, daar is geen verlossing sonder bekering. En op daardie stadium staan ek my hande op in die lug en ek sê, Here, neem my, ek is hier sinne. Yes. You know, en ja, die res is history, you know, en ek staan die oggend op en ek staan met 'n hart van blydskap, vol dankbaarheid, want ek het nie meer vrees, ek die bekommernis nie, alles is weg met my broer, want ek weet dat die Here hier is, you know, en het alles my skuld en alles my bekommernisse, dis alles weg, die berg wat op my skouers was, die Here dit kom weghaal, en vandag staan ek amper 3 jaar, staan ek in die Here in, verstaan jy, en van die tyd af weet ek nog nooit weer diezelfde bekommernis ondervind, nog nooit nie, want ek sê vir u, al wat ek doen is, ek roep die Here se naam aan, en hy soort my uit, amen, prys die naam van die Here. Ek wil vir 'n jong kind daar buite kan sê, ek weet, terwyl ons op pad is hier, uit Saldanha Bay is, praat ek in Pastor, so en 'n skrif kom tot by my op, Efesiërs 6, en hy sê dat, en terwyl ek nou sit, hoor ek Pastor se woord, en ek dink, joh, die woord het nou teen die pad by my opgekom, en hier preek Pastor nou die woord nou, verstaan jy, en nou Efesiërs 6 sê so mooi, kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers, you know, want hy sê, daar is 'n verbond daaraan, want jou lewe sal net goed wees, as jy luister na jou ouers, maar hy het ook 'n boodskap in Efesiërs 6, wat hy aan die ouers sê, dat ouers, moenie jou kind so behandel, dat jy in opstand kom teen jou nie. Jy weet, ek hoor nou die woord, dat sometimes, weet ons ouers nie hoe om ons kinders te behandel nie, verstaan jy, en Sondag staan ek op in my getuienis, en terwyl ek ben by vrou, en ek bedien die volk so met 'n getuienis, en ek sê, terwyl ek en my vrou so besig is om klaar te maak, om kerk te gaan, klaar die gees van die Here my so aan, en ek kom tot die beseffing, dat ons kinders is nie meer dieselfde nie. Ek het 'n tienerdogter van 15 jaar oud, en ek besef daardie stadium, my kind is besig om weg van my af te beweeg, hoe ouer hulle word, verstaan jy, en terwyl ek by besig is, en ek roep haar een kant, en ek sê, kom eens so, en ek gee vir haar drukkie, en ek sê, ek is lief vir jou, en maar soos 'n kind maar altyd is, gee hulle mos nie dieselfde, alles mos, maar skou, hoe kan ek sê, alles maar nou, en ek besef, en ek sê vir my vrou, weet jy dat soms dink ons kinders is so reg. En sy sien maar, hy besluit jou kind, maar ons weet nie dat dit eintlik die wig is wat die vyand bring, verstaan, en laat ons vere aan, sy as jy ouer gaan maar nou net sê, as fyn, laat dit maar nou so wees, my kind is jy, maar as jy besef het, dat hy vig, die effek wat dit het, en hy raak al groter, tot jy nou kind later dan nie meer hy op hy gebied is, wat hulle verhouding het, dat hulle meer praat, soos hulle gewoonlik praat, jy verstaan, so is belangrik vir ons ouers, om maar altyd hy liefde te wys vir ons kinders, en te sê, ek is nog hier, sodat wanneer hulle eendag die besluit te maak, of dat hulle staan en hulle self bewus maak, maar my ma en my pa is dan nog lief vir my, maar lig my, so ek kan nie besluit te maak wat hulle gaan teleurstel, you know, so ons moet altyd, ons maak altyd die fout om te sê, ons kind, hy sy eie mens, hy moet maar sy eie gaan verstaan nie, maar as ons die liefde wys, en wys dat ons belangstel, dat ons daar is vir ons kinders, dan gaan die wig kom, Pastor, you know, en dit is hoe ons kinders van ons af wegdryf, sonder dat ons het kom, agterkom, verstaan nie, en ek dink nou daaraan, terwyl ek so praat, dink ek, so 2 weke na ek my hart vir die Here gegee het, verstaan nie, en ek dink, en ek kyk my kinders so in die huis, en ek sien daar is 'n verandering in hulle, ek sien 'n tipe van hoe kan ek sê, 'n lig van oor hulle skyn, verstaan, 'n nuwe tipe glorie, kyk, almal is maar ouers, en ek wat 'n pa is, ek doen wat ek kan vir my kinders, en probeer, en ek besef op daardie stadium, terwyl ek hulle so kyk, my oudste dogter is 15 jaar oud, en die jongste dogter is 12 jaar oud, nou op die oomblik, en dit was so 2 jaar terug, en ek vra vir hulle, my kinders, ek sien daar so verskil, ek kan net iets aan julle sien, as julle bly, mami en daddy, is nou by die Here, en hulle sê, ja, hulle is baie bly, en ek besef op daardie oomblik, dat
Sy dink, sy al giet sy veel kind wat, pastor, dat hulle alright is. Ja. Verstaan nie? Sy dink as jou kinders koop wat hulle wil hê, die tekkies, die klere, as jy vir hulle gee wat hulle geldjies is uitgesooi, sy dink jou kinders is alright. Hulle is nie alright nie. Ek het lees vir iemand daar buite, jou kind is nie alright nie. Daar is 'n vermisting in hulle lewens, want op daardie stadium besef ek dat die gees van die Here was hy in hulle teenwoordigheid. Nou is hy daar. Yes, Lord. En ek het al die pad gedink dat my kinders voltooid is. Yes. Al het hulle gekry wat hulle wil, maar daar was iets missing. Onbewus het nie geweet wat dit is nie, maar daar was iets missing in hulle lewens, verstaan jy? En ek kan net vandag dankie sê vir die Here, dat die Here vir my kom red het. Ek weet julle het baie gebid. Yes. Maar die Here het my kom red. Yes, Lord. En ek sê baie dankie. Amen. Amen. Ons Ronaldo het nou 'n mond vol gee daar vir julle. Ek glo en vertrou dat dit 'n goeie bemoediging was aan jong mense, ook aan ouers wat daar buite sit. Dit is belangrik dat ons die teenswoordigheid van die Here in ons wonings het. En dis waaroor Ronaldo nou praat, wat hy sê, hy sien toe die verskil en die verandering in die huis met sy kinders van die teenswoordigheid van ons Here Jesus Christus was daar. Dis die belangrikheid. Vandag wil ek ook jong mense bemoedig wat luister na hierdie getuie van ons Ronaldo. Hy het deur baie dinge gegaan, soos hy nou so pas gesê het, en die tyd is nie daar om alles te verduidelik, in detail te gaan nie, maar ons groter lewens was nie so maklik nie. Dit was nie net rooskleurig nie, maar ons het Jesus Christus gevind. Amen. En Jesus het 'n verandering kom maak. En daarom is dit belangrik. Hy noem hierdie woorde, hy sê, en toe hy was bedruk, hy was belei met baie dinge en hy was alleen. En toe hy Jesus aanvaar, toe Jesus met hom praat en toe hy Jesus aanvaar, toe word dinge vir hom ligter, toe voel hy vry, toe voel hy, daar is nie meer bekommernisse nie, daar is nie meer dit nie, daar is niks meer, hy het geen worries meer nie. Al was die probleem fisies nie opgelos nie, maar hy het vry gevoel van die gees van die Here het hom vry kom maak. En daarom wil ek vandag vir u sê, wat daar sit jong man, baie maal wil ons inpas by vriende, baie keer wil ons inpas by by vriendekringe wat ons weet wat negatief is, en ons doen die dinge wat hulle van ons verlang om te doen, omdat ons net bevriend wil wees met hulle. Maar in ons harte weet ons, dit wat ons doen is nie reg nie. Yes. Dit wat ons mee besig is nie deel van wie ons werklik waar is nie. Ek wil vir elke jong man en elke jong dogter wat vandag kyk na hierdie program, wil ek sê, jy is uniek. Daar's net een in jou soort. Jy het 'n talent, jy het 'n gawe, jy het 'n purpose in die lewe, en dit is net jy wat dit na vore kan bring. Daar's nie nog 'n persoon soos jy nie. En kom ek maak dit vir u 'n bietjie meer eenvoudiger. Ons gaan nie weer 'n Ronaldo of 'n Pastor Newton kry nie. Daar's nie weer mense soos ons nie. As ons hierdie lewe verlaat, is daar nie weer so 'n persoon nie. Yes. Maar ons het wel kinders, ons het wel broers en susters, maar hulle sal nooit soos ons kan wees nie. En net soos dit met u wat kyk na hierdie program, u is uniek in u soort. En God het u talentvol gemaak. God het vir u begaaf met baie dinge. En daarom is dit belangrik vir u om te luister na die stem van die Here. Soos ons hier kommunikeer en met mekaar gesels rondom die woord en vir u hulle bemoedig, is die doel daarvan is dat u moet besef hoe belangrik dit is vir u as 'n jong man om na die Here toe te kom. Hoe belangrik dit vir u is as 'n jong dame om Jesus Christus te aanvaar as u verlosser en saligmaker. Moet nie laat vriende jou beïnvloed of negatiewe mense jou beïnvloed nie, maar aanvaar Christus vir wie hy is en u sal sien hoe dat die Here 'n mooi werk in u lewe kom doen. Elke droom wat u het is in die hand van God. Elke passie wat u het is in die hand van die Here. Alle talente wat u het en wat binne in u is, dis net God wat dit vir u kan ontwikkel en na vore bring. Ek glo en vertrou dat hierdie bemoediging het u opgetel. Ek gaan vir Ronaldo vra om net vir ons 'n gebed te doen, vir u 'n gebed te doen, en dan gaan ons u weer sien op 'n volgende keer. Amen. Ronaldo. Ons bid geswaf. Vader van Abraham, Isak en Jakob. Here, so kom ek vanmôre, Here, as 'n niks voor u aangesig, my koning.
Here, as 'n dienaar van U, Here, as 'n diensknegt van U, my Vader. Here, en ek kom lê elke jong man, elke jong dogter vanmôre. Here, wat vanmôre deur 'n stryd gaan, deur 'n toets gaan, my Vader. Here, wat miskien deur hartseer en pyn gaan, Here. Here, wat miskien vanmôre voel, Here, dat daar niks en niemand vir hulle is, my Vader, Here. Here, kom vanmôre, my Vader, Here, en ek vra, Here, dat U hulle sal kom konvik, my Vader, Here. Here, dat U hulle sal aandagtig maak, my Vader, Here, dat U die Here ons God is, Vader, Here. Here, wat ons maker is, Here, ons verlosser, ons ware saligmaker is vanmôre, Here. Here, dat hulle U naam vanmôre sal aanroep, my Vader, Here, dat hulle vertroue vanmôre in U sal stel, my koning, Here. Here, die God wat ons nooit sal teleurstel nie, my koning. Here, ek kom bid vanmôre, Here, vir elke luisteraar daar buite, my koning, Here. Here, wat vanmôre, Here, na hierdie bemoediging gehoor het, my Vader, Here. Here, dat hulle harte vanmôre ontvanklik sal maak, my Vader. Here, dat hulle sal inneem, Vader, Here. Here, dat hierdie getuienis, Here, hulle lewens sal red vanmôre, my Vader, Here. Here, kom weer sê, Heilige Gees vanmôre saam met een en elk, my Vader, Here, elkeen wat vanmôre 'n kruis dra, my koning, Here, en kom wees U met hulle, my Vader, Here, daar wat die verdrukker, Here, besig is, Here, met sy onheilsplan, Vader, Here, dat dit geen vrug sal dra vanmôre nie, my koning, Here. Here, ek bid vanmôre vir elke jong man, elke jong dogter, my Vader, Here. Here, kom wees U vanmôre 'n lig in hulle lewens, my Vader, Here. Here, kom verwyder, Here, elke duistere plan, Vader, Here, voor hulle aangesig, Here. Here, laat hulle U 'n kans sal gee vanmôre, Here, laat hulle hartekamers sal oopmaak vir U, Here. Here, laat hulle begeerte sal aanneem, Here, vanmôre om U 'n kans te gee in die lewe, my Vader. In Jesus magtige heilige naam. Vader, seën hulle dan vanmôre in Jesus magtige heilige naam met baie danksegging, koning. Amen. Dankie, Jesus Christus. Tot 'n volgende keer, dierbares, mag die Here U seën. Dankie, Ronaldo. Amen. Amen.